Amen, kom ons sit. Terwyl Pastor David gereed maak daar. Ja, hoe groot is ons God? Sy grootheid kan ons nie beskryf nie. Sy liefde kan ons nie beskryf nie. En sy goedertierendheid kan ons nie beskryf nie, maar die woord van God beskryf dit. Hulle sê, dit is tot in ewigheid. Maar daardie goedertierendheid, daardie genadehand van Vader, baie keer raak hy toe, soos wat hy met Sodom en Gomorra gemaak het. Weet jy, dit was vir my so awesome geweest, dat God self het afgekom, aarde toe, en hy het daar gestaan met sy twee engele op, Gabriel en Michael, en hy het daar gestaan. Hy het so een keer achter hom, en so het Abraham gestaan, en hy het sy engel gesê, dit nie weg, sy genade aan. Ek het het nooit so gesê, want ek het hierdie week het dit gewees. En dit is die waarde, Godse genade aanbring. En dit bring ons vandag by die leerkerk. Jy weet, ons as mens begin om genot ons afgod te maak. Genot is ons afgod. Ons braaivleisies, ons parties, ons drinkery, ons bullebikes. Genot is ons afgod geword. Want ons het nie meer daar die liefde vir God om die onderlinge bijeenkomste by te woon nie, wat een opdracht van God is. Hy het gesê, woon het eerst by en daarna gaan doen wat jy wil doen. Dit is wat hy ons beveel het. En jy weet wat maak dit baie duidelik vir ons. Nou kom ons, net wanneer dit ons pas, na die onderlinge bijeenkomste doen. En ons is nou in die moeilikheid, ons het nie werk nie, ons het nie kinders nie, ons kinders word gemolesteer, al sy goeders, jy weet, nou kom ons hier na die huis van die Here, armoede tweede, werkloosheid tweede, en ons kom sit hier so, en sê vir God, Here, hier is ek, maak met my wat ek wil, en die oomblik as het goed gaan, dan gebeur dit soos wat het gebeur in die kerk laat hier. Mooi spaarwiel in die bloed gesit. Die spaarwiel word in die bloed gesit, en die Jesus word op die raak gesit, en die self gaan terug na self. Sien, dit is hoe het werk. God is nie een spaarwiel nie. En God verwag van ons om dit die beloof te doen. Nie anders te kom nie. Hy het nie ons met hom dien. Op die oomblik bid die mense, hy moet ons dien. Want wanneer het zwaar gaan, God help. Hy moet ons dien. Dit is nie so. Ons moet hom dien. En nou hierdie week het ek hele studie gemaakt oor Maleagi. Ek het volgende week met julle deel. Maleagi is een baie belangrike boek in die Oude Testament. En dit gee vir ons die riglyne waarvan God sy genade aan oormaak, sodat ons weer en weer goed van. Amen. Kom ons doen die woord wat is bewaal vir ons. Hoeveel van ons het al by McDonald's of die Ducky of die Spur of die Wimpy gaan eet of takeaways koop, maar jy slegte behandeling gekry, maar jy gaan weer en weer terug. Hierso kry jy behandeling, goeie behandeling, dat kom van God af, maar jy voel aangevat, dan kom jy nie terug na huis, die Here te doen, want jy het seer gekry. Dit is wat nie sin maak nie, dit is wat regtig maar nie sin maak nie. Nou my teelmaas koop jy tyd reg uit. As jy kyk na die kerkbanke, groot jy dit gebeur in ons hele dag sy lewe nie. Die lewe gaan ongesiens vir ons verby. Weet jy, toe ek kind was, die dae het my lang gevoel. Maar as het vakansie is, skoolvakansie is, het hy daar verby gevlieg. En hoe ouer ek word as mens, hoe vinnig gaan die daar verby. Ek dink in jou onderbewusheid sien jy uit na die komst van die Here, want jy word ouer, jy sien uit na om na hom te gaan weer. En toch, nog steeds elke dag, en nog steeds 24 uur. Daar is nog steeds 12 maanden in die jaar. Daar is nog steeds 7 dae in die week, maar nog steeds, as jy ook maak die makkelijk op, is het Desember. Die tyd gaan verskriklik vanaf voorbij. En
elke sekonde wat verbytkat in jou lewe is 'n sekonde wat jy nie weer gaan terugkry nie. Elke sekonde wat jy uitstel om Jesus aan te neem as jou saligmaker, redder en verlosser, is 'n sekonde wat jy nie gaan terugkry nie. Jy weet nie of die volgende sekonde vir jou as mens beskore gaan wees nie. Jy weet dit glad nie. Ons het altyd tyd vir rugby kyk, films kyk, vir Facebook, vir YouTube, vir TikTok, wat ook al het alles is. Maar jy het nooit tyd vir God nie. Ek sê dit en ek het dit al baie gesê. Alles wat jy meer tyd spandeer aan, as wat jy in die woord van God spandeer, is 'n afspraak vir jou. Nou, ons lewe is soos 'n uurglas. Jy het effek verskillende uurglase. Party is presies 5 minute, maar dit is lang eie kook. Ander is weer 'n uur, maar dit is lang te kook. Nou, dis hoe mense se lewens is. Party sê dit is 5 minute, ander sê dit is 'n uur, ander sê dit is 2 ure. Jy weet nooit wanneer jou uurglas weer gaan loop. Het jy dit tyd reg uitgekoop? As Jesus vandag moet kom, waar gaan hy die mense kry wat nie hier is nie? Waarmee gaan hulle besig wees? Mense wat sy lewe lyk waar hy totaal het al vir die wêreld lewe. Dit is net so goed, soos 'n hoender wat rondhardloop wat sy kop afgekap is. Jy hardloop, maar jy weet nie waar dat jy hardloop. Die wêreld se begeerlikhede maak nie saak wat deesdae so begeerig vir die mense, dat dit moeilik is om dit te los. Die mense maak dit agter dit aan. Maar ons is te geneig om daai bekende spreekwoord te sê, ons is mense, dis menslik. Mense, Jesus Christus was 'n mens op die aarde, hy het dit een keer gesê. Die tyd wat Jesus uitgekom op die aarde, sy hele dag, die hele 24 uur wat hy op die aarde is, elke dag het hy aan God vertoon. Ek moet nie my sê, hy het die lekker tye gehad nie. Dit is hoe jy tyd spandeer. Nou, party van ons dink, daai uur wat die Sondag uitkoop, om hier in die kerk te wees, is genoeg. Mense, wat moet jy die week? Wanneer lees jy die woord van God? Wanneer bid jy tot God? God het ons geskaap om hom te dien. Ons is geskaap om hom te dien. Daar is geen tussen van hom. Hoekom ek dit sê? God het mans en hy het vrouens geskaap. 2 genders. Daar is nie 3. Of wat die mense sê, God het 'n fout gemaak. Want dis wat hulle sê, as 'n man iets wil sê, is 'n vrou. Of as 'n vrou iets wil sê, is 'n man. Dan beteken dit eintlik God het 'n fout gemaak vir die daardie van gevorm het in hulle broeder se skoot. Nou, as die wêreld ons te veel raak, maak baie mense wat dit makliker vind om daar borrel brandewyn te laat doen. Of op 'n whisky of 'n borrel rum. Of wat ook al jy drink of drugs. Maar weet jy, môreoggend het jy 'n hangover. En dan is worries terug en daar is dalk erger worries, jy raak ongeluk veroorsaak. Want mense ergens nog beseer is of dalk dood is. Jy kom met hierdie God in jou vertroue wil neem. Omdat jy dink die wêreld se uitkoms is, weet hy kom dat God se uitkoms is. Maar probeer God se hand speel. En hy gaan dit nie toelaat nie. Want Paulus het ook gesê, God is nie op ons te dien, ons moet hom dien. Mense, God skuld ons niks. Ons skuld hom. Want God is liefde, maar hy is ook regverdig. Nou, niks wat Jesus op die aarde gedoen het hy gedoen vir selferkenning. Hy het gedoen uit sy liefde uit vir ons. Jesus was nederig. Hy het hom nie aangestel voor die ander mense op die aarde. Hy het nederig gebly
nederig voor God die Vader. Dit was die nederig mense wat die aarde was. Nou, as jy in die straat en jy sien 'n bedelaar, dan het jy dan uit die Here kom, of as jy dan uit kyk eers rond, hoeveel mense sien jy? Omdat jy vir 'n persoon 20 rand gee, dan loop 'n vrou die raak en die wat sê, ek het vir daai vrou vandag 20 rand gegee, want sy het nie. Sê die woord nie jou winkel moet nie weet wat jy reg gaan doen. Doen jy dit uit eie gewin? Of doen jy dit omdat dit jou broeder lief is? Nou, die eie ek-syndroom moet ons afstaan in ons lewens. Ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Mense, jy kan niks doen sonder God nie. As God nie vir my asem gee op die asem bel nie, gaan ek nie asem doen om hierdie krap af te ding. As God nie my bene vir my geskaap het nie, het ek nie bene gehad om te loop waar moet wees. As God nie vir die mense die kennis gee om voertuie te bou nie, het ons die voertuie algemeen ry nie. So elke liewe ding wat ons doen, elke gedagte, elke ding wat ons sien, moet ons vir God dankie sê voor. Dis alles goed wat hy vir ons gee uit sy genade hand uit. En onthou, of jy nou ryk of arm is, jy word met dieselfde skaal geweeg. God is nie 'n kerkoffiser wat gebraai kan word nie. Glad nie. Geen Kentucky nie, geen McDonald's gaan doen. Geen R1000. Jy kan miljoene rand hê, as jy saak met God nie reg is nie, gaan jy nie die hemel sien. Jy gaan nie. Die eerglas van die lewe hang van jou af. Party breek die eerglas die tipe lewe wat hulle dink. Drank, balance, hoerery, koppelaary, pornografie, alles wat derglik is, al die werke van die fees. Mense, druk jou in om voor God te staan, en jy weet, waar die weg gaan, want die lewe was nie reg met God. En jy sien dat die tweesnydige swaard en skerp wat by sy loopkant. Dink jou net self in jou gees gesproken, hoe jy moet voel, die dag as jy voor God staan, en jy is nie reg. Dit gaan nie help om daai tyd te sê, Here, hier is ek, vergewe my nie. Jy moet sit gedoen het nie op die aarde wag. Jy moet jou tyd reg uitgekoop het. Toe die Here vir jou tyd gegee om wat te doen, daai liefdes as sy tyd is in sy hand. Ons lewe se tyd is op God se hand. Ons weet hoe lank dit ons nog het nie. Jy het kinders of vriende wat nie reg is met God nie. Hoe weet jy hulle tyd loop nie uit nie? Werk met hulle. Ons as Christus volgeling en dit is ons werk, dit is ons beroeping. Nie net ons pastoor nie. Enige mens wat Christus volg, dis hulle werk om die evangelie te verkondig. Dis hulle werk om siele te werk vir die Here. En om die mense op die regte pad te lei, dis hulle werk om die mense te vermaan. As jy iemand sien wat iets fout doen en hy sterf, sy lewe af en jou afgeëis word wat jy het gesien. Mense ons moet wakker word. God is regverdig, maar sy oordeel is groot. En die Satan kla ons aan vir elke nuwe klein dingetjie wat ons fout doen, die dag net voor ons daar gery daar staan. En hy gaan vir Here sê, maar Dawid het dit gedoen, Dawid het dit gedoen. As jy nie daai sondes bely vir God nie, gaan daai sondes nie jou tel. So ek nou nie dan sê, daai Here wat toeslaan soos 'n tronk te deur, hy stal weet wat so weer gaan in die gange. Gaan die poorte van die hemel voor jou gesig toeslaan. En ons wil dit nie hê nie. Ons moet ons tyd reg uitkoop. Ons het dan nog tyd om reg te maak, mense. Maak nie saak wie of wat jy is nie. Elke mens op hierdie aarde het foute. Niemand is volmaak nie oor die prediker. Ons is nie volmaak nie. Ons is mens. Wat ek net ook gesê het, die spreekwoord ons is mens. Kyk hoe maklik kom daai spreekwoord. Almal het foute.
Ons het tyd om het reg te maak. As jy hier voor staan en jy preek, jy bring die woord en jy sien die mense neem het in, hulle woorde, maar hulle neem het nie in nie. Dit voel op jou as preek ek val. Ek het al baie gedink, David, jy word nie as 'n pastoor nie. Wat as jy preek is niemand in die kerk nie? Hoe kom die gedagte tot my op? Dit is 'n antwoord van die Here, hy het my geantwoord. Hoe kom het, ek het jou geweet, jy swaar genoeg gevind om jou roeping uit te leef. En ek sal dit doen, of jy nou niemand sit in die kerk nie, en of die kerk vol is. Ek sal dit doen. God wil nie ons moet verander nie. Voor al die nieuwe het God nie verander nie, is onverander. Die manier hoe die mense deesdae die Here aanbid, was bekend dat Peers oor see, wat hulle eie, kan ek dit stel, eie geloof stig. Hoe stig jy net eie geloof? Kan nie gebeur nie. As jy sien hoe baie van die Peers is atheïste. Hoe baie van die Peers is moslims, wit Peers. Hoe baie in Suid-Afrika is moslims. As jy kyk hoe die kinders draai deesdae. God wil nie ons moet verander nie, hy wil hê ons moet hom loof en prys en totaal en al in ons vertroue neem. Ons moet hom ons middelaar maak. Jesus Christus. Ons moet met Jesus praat, deur hom met God praat. Mense as jy God nie aanroep nie, gaan hy jou nie antwoord nie. Hebreërs 10, vers 25 tot 27. Laat ons onderlinge bijeenkomst nie versuim soos sommige die gewoontes het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit is meer naarmate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik Sondag nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sonde meer oor nie. Maar verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders verkeer. Hier stel Paulus dit duidelik dat ons die ooreenkoms dit moet bywoon. En wat Paul net gesê het, dit kom van God af, wat Kobus gesê het, dit kom van God af by opdrag, maar hy het die mense geskryf, die woord het vir God ingegee. Nie deur die mens nie. Die mens het wel net God die woord gekry by God, en hy het dit geskryf. Dit was gedoen deur die leiding van die Heilige Gees. Elke liewe opdrag en belofte in die woord kom van God af. So die opdrag om die bijeenkomste by te woon kom van God af, nie van die mens af nie. Koop jy tyd uit. Besteed daar die tyd wat die Here uitkoop reg. Mense as hierdie kerk kom, die weet jy hoe meer verskoning, hoe meer keer jy verskoning maak om in die huis van die Here te wees nie. Hoe makliker word het om baie verskonings te maak. En hoe moeiliker is het om terug te doen. Hoe verder jy weggaan, hoe moeiliker is het om terug te doen. As jy die dinge wat hier hoor, die goeie werking, die werking wat in die woord vir ons staan, die dinge wat die woord vir ons moet doen, as jy dit hoor en dit nie toepas in jou lewe nie, dan doen jy nie wat God van jou verwag nie. Jy lewe nie volgens die werking. En met ander woorde, jy is bezig om God te lief, jy probeer vir my rap in die woord en jy sal het ook recht krijg. Jy kan ook nie vir God lief nie. Maar weet jy dat as een ding wat God nie kan doen. God kan nie lief nie. So die woord wat hy van ons gegeet is, die weg en die waarheid. Dis geen leen in die woord. Alles is waarheid in die stand. As jy weet wat God vir jou vandag net nie toepas nie, is ek nie die pastoor wat jy verontagsaam. Jy verontagsaam die bevele van God die Vader. Jakobus 4, vers 7 tot 10.
Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal met julle nader. Byna op julle hande, julle sondaars en sy by julle harte, julle dubbelhartig is. Weer klaag treur en been, laat julle gelaat en treurigheid verander. God en julle blydskap en bedrukking, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Mense, onderwerp julle aan God, met ander woorde, julle moet God loof en prys, julle moet doen wat sy woord sê, julle moet werke by julle geloof voel. Vir my wat David is, beteken het, jy moet die hele lewe en wese vir God gee. Jy moet doen alles wat jy het, jou besittings, alles wat jy het, tot jou gesin, moet jy vir God gee. Jy moet vir sy voete leef. Eerder dit moet David so nodige kracht en heilig van God krijg, om die duivel te doorstaan. Mense, die duivel laat never vir jou partijkeer lyk op die hek is. Jy het op terugdink ek iets idee, maar eindelijk is dit verkeerd. Dit is die hek. Maar as jy nie die woord van God lees, nie sal jy het nooit achterkom. Jy gaan baie die verkeerde ding doen. Want die woord van God waarschuwt iets op doen. Nader tot God en hy sal tot ons nader. Dis dit nie 'n pragtige stuk. Nader tot God, met ander woorde, roep hom aan en hy sal jou aanhoor. Hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Bid alles deur Jesus Christus van God af. En daar waar die woord sê, verneder jou voor die Here en hy sal julle verhoog. Dit bedoel dat jy moet jouself slegs sê voor God nie. Dit beteken jy moet die me, my en myself moet jy uit die lewe uitlos. Jy moet die eie ek uit die lewe uitlos. Jy moet nederig wees voor God. Wat mense daar buite van die bekende sakeman, wat dink hulle beter as God. Want hulle sê daai geld, die niks met God te doen, die hulle het gemaak. Maar elke liewe sien wat jy 'n maand in jou bankrekening kry om van God af, dis sy genade wat jy het. Dis nie 'n boete dit nie. Die werk wat jy het, God het jou gegee. Hy stukkie breinbrood met botter op wat jy het om te eet. Dis genade God het jou gegee. Dis nie 'n boete nie, maar hy doen dit uit sy liefde uit. Dis nie dat hy ons iets skuld nie, maar nog steeds doen hy dit uit liefde uit vir ons. So daai spreekwoord, daai rympie, nie myself en I, ons het ons woordeskat uitlos. Dit gaan maak, dat jy mag slaap in die dag met die woordeskat. Mense, dit gaan harde pak slaap uit wat jy ewig gaan eindig. Hy hou op die sitvlak gaan nooit maar nooit word. Dit gaan net ekker word, die hele lewe lang aan jou. Mattheus 6 vers 24 tot 25. Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal een haat en ander lief hê, of hy sal een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwaad oor julle lewe, wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie. Mense, wat beteken jou liggaam vir jou as mens? Dit is die tempel van God. Die kos wat jy moet eet, is die geestelike voedsel, die evangelie van God. Word versadig in die evangelie van God, dat die woord gaan lees word met die ewig vloeiende water van die lewe. Dat ons bly soos God ons wil hê. Jy kan nie God in die wêreld te gelyk nie. Daar kan nie brak en vat water en sal op tyd uitkom. Die lig kan nie met die duisternis gemeenskap hê nie. Daar is nie in-between nie. As jy 'n papier wat jy trek en dit word 'n lyntjie. En boos skryf jy reg, boos skryf jy verkeerd. En hy word 'n lyntjie, daar nie 'n spasie oor vir in-between of vir 'n miskien. Miskien is wel in die woordelskap, maar dit bestaan nie regtig. Jy kan nie iemand sê, miskien kom ek kerk toe. Of jy kom kerk, of jy kom nie kerk toe.
Maar die oomblik wat jy twyfel, dan staan saak wat vastmaak en jy kan nie wegkrijg. Jy is bezig om verskonings uit te neem. Yes. Baie maybe word eindelijk nog. Sê alles vir hom, vertrouw totaal en al, plaas God in die leer van die lewe, hy klaar met die rij, plaas God aan die stuur van die klaar. Jou werk as jy die toolbox opsluit by die werk, plaas God in die leer van die toolbox. As jou poskas oopmaak, sê die poskas voor God se voete neem. Sê jou bankrekening voor God se voete neem. Sê jou familie voor God se voete neem. Vertrou. Petrus 1, vers 13 tot 16. Dit is vermaning om heilig te wees. Daarom ontgord die lendene van julle verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Mooi vers daai. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe indruk volgens die verkeerde wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Bedoelende, voor jy hart en siel vir die Here gegee, maar die lewe wat jy geleid word, dit moet nie terugdink aan dit, jy moet nie terug aan dit doen. Want het bestaan nie meer in die lewe nie. Daai dag wie deur die doopwater gegaan het, is daai dinge van die lewe af weggevat. Al wanneer jy daai negatiewe dinge moet opbring, as jy hier voorstaan en in 'n tye bring, om dit vir die mense te sê wat God vir jou gedoen het, en wat hy vir hulle kan doen en sal doen, as hulle opvra. Dan die werk loop as jy ons praat oor rode drank en sê, weet jy, luister jy dan. Wat het dit te doen met daai gesprek wat daar aangaan? Probeer jouself nou, jy nou wat, jy wat is Christus volgende, genoem word. Hoekom doen jy sulke dinge? In die eerste plek, hoekom het jy daai gesprek? Waar die mense so praat. Weet jy hoe moeilik is het om in 'n vergadering te sit, waar hulle skreeu vroeg op die mense, en jy weet jy kan nie opstaan en uitloop nie, want jy kan jou werk verloor. Dit is moeilik. Dit is waar die woord geloof en werking voorkom. Jy moet maar net dat dit begin gebeur. Jy nie vir jouself en jou gedagtes, as Christelike liedjie. Hier word ons vermaan om heilig te wees en te lewe. Ons moet nie ons lewens lei soos ons gedoen het voor ons Jesus aangeneem het nie. Volgens die begeerlikhede van die wêreld nie ons bestreef om heilig te wees. Ons moet nie strik val van die lewe wat ons voor gelei het, wat ek nou gesê het, maar ons moet heilig word, soos hy wat ons geroep het, naamlik Jesus. Hier sê hy nie, hy het die pastore geroep of die dominees of die priesters nie. Deur hy wat ons genoem het, geroep het, naamlik Jesus. Almal wat Jesus, almal wat hulle self Christus volgende doen, wat ek net op gesê, jy is geroep om die mense reg te help wat hulle verkeerd kan handel. Hier sê die woord van ons in Petrus. Dit is saamgeskryf in vers 16, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Is dit nie wonderlik om te lees en te besef dat Jesus Christus ons sê op die heilig wees soos hy nie. Hy vul ons swaar genoeg op daai skaal, dat hy ons gelyk met hom wil hê, heilig soos hy. Hy sê nie neer op ons nie. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Mense ek sê nie, jy moet heel dag met die Bybel onder die arm rondloop nie. Maar koop tyd uit vir die Here. Voordat jy die eet en aand bid, sê vir God dankie vir dit. Voordat jy in 'n kamp toe die werk kry of iemand heen ry, bid die seën van Jesus uit oor jou op my pad. Dat hy die bestuurder van jou voetnet sal wees. Alles wat jy wil doen, alles wat jy het, sê vir God dankie daarvoor. Niemand kan vir jou besluit behalwe jouself nie.
So niemand kan vir jou sê wat jy met tyd moet doen, wat jy uitkoop nie, behalwe jy self nie. Ek het 'n ou geken wat saam met my gewerk het by die voertuig. Ons het nog so gepraat, hy het ek ook nie regtig kerk toe gegaan nie. En sê toe ons so gepraat oor kerk toe gaan en dit, sê die ou vir weet jy, ek sit hier op Sondag by die dame en ek dink aan die kerk, as wat ek in die kerk sit en dink aan die dame. Jy sê ek van nee, dan gaan jy ons na kerk toe vir die verkeerde rede. En as jy anyway by die dame is, beteken jy wil die kerk toe gegaan het nie. En hy het my net so aangekyk. Maar ja, dit was my antwoord aan hom. Ons pligte as Christus volgelinge wat ek net gesê het, is om seker te maak dat God se woord nie net in die kerk bespreek word nie. Laat hierdie woord wat ons hier praat, nie by daai deure agterbly as die deure toegemaak word nie. Laat Jesus nie aan die kapstok gehang word, agter daai deur nie, maar dat hy saam met jou loop, en die Heilige Gees die hele tyd saam met jou is. Dat hy saam met jou wees en reg en waarheid, daar's mense wat die jakens en ouderlinge is in kerke, maar jy moet sien hoe gaan hulle aan. Ja. By die werk praat hulle van hoe syp hulle. Ja. Nou, hoe kan die persoon in 'n ambt wees, as dit jaken en 'n ouderling, as hulle sulke dinge doen? En dit is soos, dat party skole deesdae gaan, die ouers wat in skole duisende rande maand kan skenk, hy kinders word goed behandel. Maar die kinders wie se ouers nie geld het nie, daar word soos honde behandel. Selfs gaan met die groot kerke. Mense wat nie regtig kan tiendes gee nie. Ek weet, ons was 'n groot kerk gewees toe ek die kind was, en die mense is onder sensuur geplaas. As hulle nie kerk toe gegaan het nie, as hulle nie tiendes betaal het nie. En glo my vrou, daai einde van daai maand is jou gewerk hier nie ingegooi was nie. Is hy prediker en sy gesande is daar bewys, maar hulle uitvind by hoe die baas met geld. En as jy nie het om te gee nie, kom hulle ook nie eens lewe jou nie. Dit is hoe die deesdae gaan daar buite in die groot mega kerke. Daar word nie gekyk oor hoe jy God wil dien, daar word gekyk oor hoeveel geld jy kan gee. Daar word gekyk oor aansien. Daar word nie meer gekyk vir ons normale mense nie. Daar buite word gekyk net vir die wat geld het. Selfs ons gaan koop, jy kry 'n leefware. Ons wat vir 'n skarige salaris werk, kan jy reg koop wat jy wil hê. Jy moet vat wat jy kry. Ja. As jy dink dit duur is, kan jy hom nie vat. Nou, nog steeds moet ons vir God sê dankie vir dit. Amen. Wat Kobus Hendrik sê, dit is reg. Die mense kom in die kerk, dan gaan dinge goed. Ag sleg, maar sodra die dinge begin goed gaan, kom hulle nie meer in die kerk. Hy liedjie van daai dame wat sing God of the mountain, you still going in the valley, the God of the good times, you still going in the bad times. God is onveranderd. Hy stewe lief vir enige persoon, ons word met dieselfde weegskaal geweeg. Amen. Selfde weegskaal. Hy dag vir die oordeelsdag, gaan ons almal voor hy regterkant staan. Niemand gaan hy regstaan, vryspring. Almal gaan rustig. Ek glo my vry. Ek wil nie aan die verkeerde kant van daai tweesnydende swaard wees. Ek wil nie. Ek wil nie dat God vir jou wegwys nie. Ek wil nie dat Jesus vir jou sê, gaan weg van my, ek het jou nie geken. Ek glo dit is die hardste woorde wat ek nie kan. As jou Jesus dit vir jou sê. Dit gebeur as jy nie jou tyd reg uitkoop. Dit gebeur as jy tyd in die wêreld verkoop. Mense, ek sê nie, julle moet nie films kyk nie. Ek sê nie, julle moet nie op Facebook gaan nie. Ek sê nie, julle moet nie op WhatsApp gaan nie. Maar spandeer meer tyd op die woord van God. En jy sal sien, jy sal vanself al hoe minder en minder die dinge van die wêreld begin. Ja. Amen. Probeer dit. Probeer wat ek nou vir julle sê. Probeer my verkeerd met ons. Julle gaan nie kan.
Want zodra God sê, jy begin sy woord meer en meer lees, gaan hy meer en meer betrokke raak in die lewe. En hy gaan die meer en meer lei op die pad wat hy wil jy moet wees. Dink jy wonderlik gaan dit wees om saam met Jesus te loop, aan die goue strate, op hy groen gras, aan sy koel waterstrome. Hoe dit gaan wees om voor Jesus sy voete te sit, en hy sê vir my kind, ek is lief jou en ek wryf jou oor jou kop. Hoe wonderlik moet dit nie wees nie? Dit gaan awesome wees. En dan moet jy in hoe erg gaan dit wees, as hy sy hand wys en hy sê vir my, ken jy nie. Mense, jy kan maar tender gooi die dag. Jy kan gaan en skreef soos wat jy val. Jy kan maak net wat jy wil. Hy oordeel gaan jy kry as jy nie reg is. En daar is nie 'n ding soos 'n klein sonde nie. Mense, daar is nie. Of jy 'n klein wit liedjie vertel en of jy 'n groot leed vertel. 'n leed as 'n leed en 'n blye leed. Of jy 'n klein korreltjie rys steel en of jy 'n miljoen rand steel. Steel is steel. As jy jou ouers agter hulle rug vloek, dit is verkeerd. Jy vloek jou ouers. As jy medemens te nakom agter sy rug, dit is verkeerd. Daar is nie in between nie. En sy tyd van speel is voorbij. Ek sê dit baie, die skrif is aan die muur. Die dag as hy bluiskeer en Jesus kom en hy triljoen engele tot in die wolke. Hoe gaan jy hulle ontvang? Ga jy die feesel wegkryk? Of gaan jy uit as ek sê, hier nie, hier ek vat my. Hoe gaan jy dit vat? Ek los hulle met die vraag, hoe verkoop jy jou tyd? Verkoop jy tyd reg? Of gebruik jy jou tyd verkeerd, misbruik jy die tyd wat God vir jou in sy hand wil? Met ander woorde, jy misbruik Gods goedheid. Hoe gebruik jy? Kom ons sê die woord. Die waar jy ons Vader, die ek sê vir dank vir wat het uitgegaan het. Almagtige Vader, weer eens dankie vir onder te wees. Kyk die dinge in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen en amen. Ons gaan nou nagmaal die Here van ons sê, ons moet dit doen, soveel as moontlik. Ons moet dit altyd doen. Of doen jy dit by die huis, met jou gesin, doen met jy dit doen. Nou, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood. En nadat hy gedank het, breek hy dit, en skeer het aan sy discipels en sê, neem eet, dit is my liggaam, die liggaam wat vir julle gebreek is. Toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Mense, weet julle, die woord sê, hy wat aan hou kan, het 'n vervloeking geword. So Jesus het 'n vervloeking geword, dat ons ewige lewe saam met hom kan hê. Sy liggaam is gebreek vir ons. Sy liggaam is verniel vir ons. En hy het een keer sy kruis neergegooi en sê, I had enough. Hy het sy kruis aanhou dra, en hy het die volle prys betaal. Kom ons sien die tafel. Almagtige Vader, ek bid die seën af vir die tafel wat ons nou gaan middag. Hemelse Vader, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het, wat U seën gestuur het. En vir ons sondes gesterf van hulle kruis op Golgotha. Dankie Here Jesus, dat U die totale prys betaal het. In die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Amen.